Ons visie. Jesaja 60 vers 1 tot 3 en Jesaja 61 vers 1 tot 3. Ons is 'n lig vir die nasie wat God verheerlik, verlossing vir almal, troos, genesing en herstel. Ons missie. Efesiërs 4 vers 11 tot 12. Die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Ons strategie. Matteus 28 vers 19. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons waardes. God, groei in jou verhouding met God. Mekaar, groei in jou verhouding met ander. Die wêreld, dien saam met ander. 2025 se tema is die jaar van samewerkende groei. Hier is 5 stappe van groei wat jy kan volg om jou geestelike lewe 'n hupstoot te gee. Stap 1, hartpunt. Stap 2, koneksie. Stap 3, volg. Stap 4, ontdek. Stap 5, dien. Get connected in Church Center. Everything you need all in one place. Giving made easy. Check in your kids. Sign up for events. Join a group. Volunteer with a tap. Download the Church Center app today. Available on Apple App Store and Google Play Store. Code scan en dan is dit net makliker om toegang te hê met alles wat gebeur in die gemeente. Dan is daar ook die Thubador koffie wat jy ook deur die app kan bestel wat R109 te pak is. Mense, die koffie is verskriklik lekker, hoor. Dan is al die bedieninge gesluit tydens die skoolvakansie, maar die Grief Share, die besigheid bid hier 5:00 Vrydagoggende gaan nog steeds voort soos gewoonlik. Dan met die Grief Share is dit R300 per persoon, nie om die klasse by te woon nie, maar om julle materiaal te kry. Mense kom wees deel as jy iemand of 'n geliefde aan die dood afgestaan het, dan ek hoor net altyd hoe lekker praat Leonie, hoe goed dit is by die Grief Share, om net, ek is 'n chatterbox mense, so dis altyd lekker om te praat, 'n mens moet praat, vir alles iets swaar op jou hart lê. Dan, die 19de Julie is daar die klip in die hart. Dit is waar hulle gesprek het vir vergifnis, as jy seer gekry het, hoe om te deel daarmee en hoe om te vergewe. En dan die 20ste Julie het ons 'n kindertoewyding. So as julle die kleintjies wil toewy, dan kan julle dit ook as deur middel van die Church Center kan julle dit doen. Dan wil ek net gou 'n kort stukkie met julle deel. Ek het so 'n paar weke terug het my ou foontjie opgepak en ek is nie 'n foonmens nie. En ek het hom maar net daar gelos, ek het maar werk toe gery en terug en toe begin die man en die kinders met my te beklei want ek ry baie ver, ek moet 'n foon by my in die kar. En my seun sê toe verlede week, ma, ek het 'n nuwe foon vir jou, kom net deur, bring jou ou foon, laat ons net alles kan oorlaai vir jou. Daar aangekom, paar ure later, toe sê hy, "Sjoe, nee maar, hier staan maar te veel gemors op hierdie foon. Los die foon nie en kom haal hom môre na kerk." Wat ons toe nou gedoen het. En soos ek nou vanoggend met almal gedeel het, jy weet as jou kind in die huis is jy die baas, maar as hulle uit daai deur uitstap en hulle trou, dan is hulle die baas. So ek het nou omtrent 'n mond vol gekry toe ek nou die foon gaan haal, want my paswoord is so maklik accessible en my bankkaart is op alles gelaai en toe het hy nou alles skoon gemaak en reggemaak in die hele storie. Toe sê hy vir my, "Mamma, jy is so verstrooid en elke paswoord is dieselfde. Ek het die goed op my e-mails gelaai as 'n backup vir jou. Laat as iets fout gaan, dan kan hulle dit altyd access op my goedjies." En toe kom die gedagte by my op, wie is ons backup plan in die lewe? Maar nie 'n backup plan nie, ons eerste plan.
moet altyd die Here wees, want gewoonlik as goed verkeerd gaan in ons lewe, dan gryp ons na dinge en mense wat vir ons geen verskil kan maak nie. En by God is die onmoontlike altyd moontlik. En hierdie 2 verse kom by my op, Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal jou paaie, hy sal jou paaie gelyk maak. Partykeer is dit net nodig. Ons kry al hierdie seisoene in die jaar. So daar's fisiese seisoene en daar's geestelike seisoene. En as die Here ons deur 'n seisoen vat, beteken dit nie hy straf ons nie. Hoe gaan ons leer? Hoe gaan ons groei? En hierdie ander stukkie was vir my so mooi gewees. Aanvaar die teleurstellings in jou lewe sonder om te kla. Blomme het reën nodig om te kan groei. En net so het elke mens ook trane nodig om innerlike groei te verseker. Is dit nie mooi nie? Ons gaan 'n gebed saam doen en dan die offerandes opneem en gee soos wat die Here op jou hart lê. En onthou net as jy die huis van die Here seën, dan seën hy jou in oorvloed. So hier's 2 bokse hier voor en dan staan 2 mandjies daar agter ook. Kom ons sluit die oë. Here, ons almagtige God en hemelse Vader, Here, vanoggend wil ek kom en net vir U dankie sê vir U liefde en genade wat ons vanoggend weer wakker gemaak het, my God. Dankie dat ons vanoggend op die beste plek ooit kan wees om U te eer, U te aanbid en U te loof vir U goedheid en U guns in en op ons lewe. Here, dat ons in moeilike tye wat ons moet stap, Here, daaruit sal groei en sal leer. En Here, met die wete dat U ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Ons eer die Here, ons loof U en ek vra dat die woord vanoggend op vrugbare grond sal val en dat U elke hart en gedagtes sal gevange neem en oopmaak vir die woord om in te gaan, Here. Goeiemôre gemeente. Ons is by mekaar vanoggend met die nagmaal en die nagmaal is 'n celebration. Dis nie 'n sad tyd nie, is 'n celebration. So vanoggend gaan ons weer hierdie sing, net hierdie laaste gedeelte van He touched me. He touched you and me and changed. Hy het ons weg heeltemal verander. Ons is nie meer dieselfde nie. Dankie Michael. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and me. To sing, He touched me. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me. And me, something happened. Something happened, and now I know He touched me. Prys die naam van die Here, die koning bo alle konings. Sê net dankie vir die musiekfabriek wat so awesome gelei het vandag. Soos hulle gesing het die hele tyd, soos julle sou agterkom, was dit oor celebration, was dit oor joy, was dit oor dat ons 'n loflied wil sing. En dis eintlik hoekom ons as kerk by mekaar gekom het. Dis hoekom ons as gemeente by mekaar gekom het. So ons is hier om die celebration te doen van die nagmaal.
En ek wil net voortgaan om te lees uit 1 Korintiërs 11 van vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai was en tot dood veroordeel is, het hy nadat hy gedank het, die brood geneem, dit gebreek en dit vir hulle uitgedeel en gesê, neem hierdie brood, dit is ter gedagtenis van my. Nadat hy dit gedoen het, het hy die beker geneem na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, ek herhaal, die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot herinnering, of soos hierdie woord hierdie en hier sê, tot gedagtenis aan my. So my woord vanoggend is, die stukkie wat ek wil bring, is ons gaan celebrate dat die Here vir ons sy liggaam gebreek het. En ons gaan celebrate dat die Here vir ons sy bloed gestort het. En dit alles dui eintlik net op een ding. Dat Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. So dit bring my na 'n gedeelte wat ek eintlik heeltemal vorentoe in die Bybel het, van Numeri 9:13. En dit hele storieetjie gaan eintlik daar so oor die Passover, wat ons in die Engels praat eintlik beter is Passover. So in die easy read version wat ek nou hierso gehad het aan die einde van daai vers sê dit, dat dit 'n gift is wat jy vir die Here bring. Om te herinner, om te onthou wat hy vir jou gedoen het. En so dis wat hierdie ook nou eintlik hierso sê. Hy sê onthou in gedagtenis. So wat doen jy nou in gedagtenis? Oké, kom ons gaan terug na Lukas 10 vanaf vers 20. Net hier voordat die disippels nou gekom en gesê, Jesus, Here, jy weet hierdie demone kniel eintlik uit hier voor ons. As ons die siektes aanspreek, verdwyn hulle. En die Here sê, okay, wag so 'n bietjie, wow, so 'n bietjie, moenie op hierdie goeders nou so opgewonde raak nie. Maar julle moenie daaroor bly wees, dat die geeste aan julle onderwerp nie. Dat is eintlik 'n cool ding, hè? Baie van ons sal staan en sê, joos, like, jy weet wat, ek het daai gees aangespreek en toe voet sê hy, nee? Maar die Here sê, moenie daaroor opgewonde raak nie. Maar raak liewer bly dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is. Raak liewer bly dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is. Dit sal jou terugbring na 'n vers wat ons almal ken, Filippense 4 vers 4 wat sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal. Verbly julle altyd in die Here. Baie interessant, maar ons moet die twee link, want as jy 'n stukkie net voor dit lees, die B-gedeelte daar sê, maar wees al die arbeiders wie se naam in die boek van die lewe is. Verbly julle self. Hy praat met spesifieke mense wie se naam in die boek van die lewe geskryf is. So vanoggend is ons eintlik hier in celebration vir dit wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis, maar tweedens ook dat hy ons losgekoop het, dat hy ons vrygemaak het, dat hy ons een gemaak het in sy koninkryk en dat hy ons name sonder verdienste in sy boek geskryf het. Omdat jy glo. En omdat ons hierdie hoop het, kan ons vandag kom en hierdie nagmaal saam neem. Ek wil net 'n gebed doen en vir die wat nou nog nie die kelkies gekry het nie, hiervoor is nog van dit. Kom neem dit in dieselfde tyd. Dan gaan ons saam met ons familie sit en celebrate. Guys, dit is nie
Dit was bad daai tyd gewees, maar toe die Here het gesê, dit is klaar, was dit klaar. Nou is dit 'n nuwe lig, en soos al die songs ook vanoggend was, dit was 'n celebration. Ons prys die Here, ons loof die Here, ons is opgewonde, omdat die Here ons losgekoop het. En ons gaan dit nou weer doen. Ons dank die Here, dat ons na U toe kan kom, Here, net soos ons is. Dat U ons gevat het, net soos ons is. Here, dat U ons losgekoop het, Here. Dat ons name vandag in die boek van die lewe geskryf kan word. Here, wat 'n opgewonde uitsig is dit. Vooruitsig is dit nie, Here, om dit te weet, Here. Ons koning lewe en ons koning het ons name op sy handpalms gegrafeer en in sy boek. En ons dank U, Here, vir die bloed. Ons dank U vir die liggaam wat ons nou saam gaan neem om te celebrate wat U vir ons gedoen het. Ons eer U en ons prys U en ons dank U daarvoor. Jesus Christus, die naam bo elke naam. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend die voorreg gehad het om saam met U aan die nagmaaltafel te kan sit. Om deel te wees, deel te gehad het van die liggaam van Christus, maar meer nog deel aan die bloed wat U vir my en vir jou gestort het aan die kruis van Golgotha. Here, dit is 'n voorreg dat U juis vir ons so ontmoet het vanoggend. My gebed is, o Heer, dat U asseblief die boodskap vanoggend in U hand sal neem, Here, en dat U elke gedeelte, elke versie fyn sal breek, soos 'n ou broodjie gebreek word, Here, dat ons dit kan inneem en werklik alles tot eer en verheerliking van God se grootheid sal kan geniet. Amen. My begeerte is dat ons vanoggend saam sal stil staan by Kronieke 2, vers 29, 1, 2, 3 en 4. Dat ons 'n klein bietjie sal rustig word en vanoggend vir Hiskia 'n beter sal ontmoet. Hiskia wat die nuwe koning van Israel is, nadat Agas uitgetree het. Kom ons lees saam. Hiskia het 25 jaar oud geword, vers 2, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid. Ons moet net so klein bietjie let op hierdie gedeelte wat hy sê, net soos sy vader Dawid. Hy het die eerste jaar van sy regering, die eerste maand, die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel, vers 5. En hy sê vir hierdie Lewiete, luister na my. Wat vir my so besonders is van hierdie jong man, is dit 'n man wat 25 jaar is, het hy gekies om die koning van Israel te word. Om Israel wat totaal en al afvallig geword het van die Here en weggedwaal het van die Here en geensins meer die Here gedien het nie, kies hulle hierdie jong man in die plek van Agas en sê Agas, Hiskia, ons wil hê dat jy die nuwe koning sal moet wees, dat jy Israel weer op die regte pad sal kry. 'n Jong man van 25, ek meen, dit was alles ou manne wat daar so by mekaar gekom het. En hierdie man het nie mentaliteit gehad nie, my broers en susters. Hy het die autoriteit van God gehad. Want hy staan op en hy sê, Lewiete, ek wil hê dat julle self moet reg kry, want Israel sal in lyn gebring sal word met Jesus Christus, met God die koning van alle konings. En ek wonder baie van hierdie mense het op goed gestaan en kyk en gesê, jongman, ek wonder wat het dit? Dit lyk vir my jy's 'n man met stywe kuite. En op daardie stadium was Israel absoluut in 'n totale gemors gewees. Want Israel het geensins meer na die huis van die Here in die tempel opgekom nie.
Hulle het geensins eers meer die Here gedien nie. Hulle was inteendeel, die kerk was vervalle, die tempel was vervalle, as u die prentjie kan sien daarso, wonder ek, as ons dit vergelyk met vandag, of dan die stukkende vensters en ruite en moontlike deur wat geensins meer daar gewees het nie, maar hy kom met hierdie autoriteit na Israel en hy sê, ek wil hê dat julle op 'n punt sal kom, dat julle weer vir God sal dien in gees en in waarheid. Ek wil hê dat julle terug sal kom na die huis van die Here om hom werklik waar te dien, soos nog nooit van tevore nie. Maar leviete en priesters, ek stel julle aan as die hoof van hierdie hele saak. Ek stel julle aan om toe te sien dat eerstens die huis van die Here weer in orde gebring sal moet word. Sien hier die prentjie, my broers en susters, toe Hizkia hier sou instap, en hy begin om bevele uit te gee. Luister, die spinnerakke wat daar agter is, moet julle uitvat. Daai stoele wat omgekeer is, moet julle reg begin sit. Die vensters moet gewas word, want hierdie is alles tot eer van God. Dit is wat ek wil doen. Want onthou op daardie stadium, het Israel, was hy so verward. Die Babyloniese ryk het vir hulle weggevoer, mens vir mens, sodat hulle gaan bly by ander mense, en dat hulle glad nie meer Israel na vore toe kon bring nie. Maar sy begeerte in sy hart was, om weer die Here na Israel toe terug te bring, en juis na die huis van die Here, sodat Israeliete by mekaar kan kom, weer die Here kan eer, en sy naam kan groot maak. En hy roep hier die mense by mekaar, en hy sê, laat ons skoon maak, ons moet begin, want as ons die Here dien, sal ons vir hom dien in gees en in waarheid, want hierdie God wat ons dien, is die God van Abraham, Isak en Jakob, die skepper van die hemel en aarde, en ons eer hom. Ons kan nie net hier so rond flander en deur gaan nie. My broers en susters, sien hierdie prentjie, hierdie Israeliete, ja Hizkia, ja koning Hizkia, maar die koning staan nie in die buitestraat nie, hy is daar so, en hy gebruik sy autoriteit en sy krag om alles by mekaar te kry, want sy doel is, my volk gaan weer die Here dien, soos wat hulle vir hom ouds gedien het. En weet jy wat vir my die mooiste is van Hizkia? Hy roep hier die mense en hy sê vir hulle, luister, ek wil hê dat julle al die musiekinstrumente moet nader bring na die huis van die Here. Daai trompette, daardie harpe, alles moet julle weer vat, sodat ons kan begin om musiek te maak. En ek wil hê dat julle voordat julle enigstens iets doen, moet julle verootmoedig voor hierdie Here. Julle moet op 'n punt kom en wat julle moet erken, dat hy is die koning. En dit wat verkeerd in jou hart en jou lewe is, moet ons begin om uit te gooi. En ons moet die Here dien, soos nog nooit van tevore nie. So begin hy met hierdie Israeliete te praat, en hy kry hulle so militêr, kry hy vir hulle in lyn. Want, dit is my doel, ek is die liefde van die Here. En hy baseer sy hele samestelling op Dawid wat die Here gedien het. En so begin hy hierdie plek reg te kry. Hy kom en hierdie hele huis is vol, en hy begin om musiek te speel, en hulle juig, en hulle is bly, soos wat ons vanoggend hier gesing het. En hulle het gesing, ek wonder op daai lied wat sê, what a mighty God we serve, angels bow before him, worship and adore him, of daai klomp Israeliete nie ook so gesing het nie. En gesê, Here, U is die grootste, U is heilig, U is skoon, U is rein, o Here, daar is niemand soos wat U is nie, want hulle was op die regte plek, hulle hart was skoon, hulle was rein, hulle was heilig gewees, want God is teenwoordig. En hier stap hy in en hy sê, dit het tyd geword, Israeliete, julle mense, dat ons weer ons knieë sal knak voor God, en met hom sal praat,
en met hom sal gesels oor ons probleem wat ons in ons het, want die Vader het die begeerte om te hoor na sy kinders, wat sal uitgaan en sal sê, Here, ons wil graag met u praat. Kan u onthou Dawid, die dag toe hy aanstap met 'n slingervel, toe het hy nie op sy knieë gestaan toe hy hierdie Filistyn voor hom staan nie. Hy was klaar gebid gewees. Sy goed was in lyn gewees en hy het die autoriteit en hy staan en hy sê, Filistyn, jy sal vandag nie op jou voete bly staan nie. Want God is koning. Die Israeliet, jy sal op 'n punt moet kom om God te dien. Jy sal moet regkom. Hierdie jong man, ek wonder, ek dink, dit is absoluut fantasties om hierdie man met hierdie autoriteit te sien. My broers, toe hulle klaar gebid het, toe sê hulle, nou is ons gereed om in die teenwoordigheid van die Here te verskyn. Nou gaan ons hom prys, nou gaan ons sy naam groot maak. Here, ons wil hê dat u moet weet, dat u is die God van die eeue. Here, u is die skepper van die hemel en die aarde, en hulle begin om die Here te prys. Het jy al gesien hulle hande soos wat hulle swaai, daai Filistyn, daai Israeliete, hoe fantasties is dit nie? En die hele huis van die Here is in eensstemmigheid, want hulle wil voor hom kom. Toe hulle dit gedoen het, toe kom Hiskia en hy sê, my volk, nou gaan ons begin. Nou gaan ons begin om uit te gaan in Israel in, en mense in te bring, en met mense te gaan gesels, sodat hulle nader kan staan na die huis van die Here, hier by die tempel waar alles gaan gebeur, hier waar God teenwoordig is. Maar as ek kyk na hierdie gedeelte van Hiskia vanoggend, en ek luister na Hiskia, hoe hy ingestap het, en manne en vroue gesê het, dit is wat die Here verwag, kom ek vanoggend in alle eerlikheid en opregtheid na u, o Heer, na u, en ek sê, die Here sê, dat ons as kinders van die Here, nie as Christenmense nie, maar as kinders, bloedgewaste kinders, soos wat ons vanoggend hier so sit, kom hy en hy praat ook met ons vanoggend, my broers en susters, en hy sê, hoe lyk jou hartkamer vandag? Hoe lyk jou hart, my broer? Hoe lyk jou kamer wat jy voorgee, wat jy is? Waar is jy? Is hy skoon? Is hy rein? Is hy heilig? Is jy 'n man en is jy 'n vrou van 'n afsonderlike lewenswandel? Dit is baie maklik vir my om vanoggend hier te staan en te sê, is dit so? Maar daar's 3 vingers wat na my toe wys. Krom vingers wat ook vanoggend vir my sê, Callie, hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou lewe? Waar staan jy vanoggend? Nou kom ek en u vanoggend en ons sê, is dit die tyd dat die Here weer sy handy Andy en sy kam en sy borsel en sy besem ook na ons toe sal bring en sal sê, Heilige Gees, kom kyk in my hart, kom kyk in my lewe in, hoe is ek? Waar is ek? Wat doen ek? Moet ons nie kom waar Hiskia gestaan het en gesê het, julle sal julle self moet heilig, want God is heilig. Jesus Christus, toe hy aan die kruis van Golgotha gehang het, was sy hande skoon gewees. Toe hy vanoggend die nagmaal aan my en jou bedien, was sy hande nie vuil gewees nie. Hierdie Jesus van Nasaret is skoon, rein en heilig. En dit is sy begeerte, dat ek en jy vanoggend op 'n plek sal kom, ons deure sal oopmaak, en sal sê, Here, hier is ek, net soos wat ek is. Kom en kom ondersoek, en Heilige Gees, kom praat met my. Here, maar ek het 'n probleem vanoggend, in hierdie kamer van my, wat in my hart is, met daardie mooi blompot wat u daar gesit het, met 'n blom. Here, as ek kyk, dan lê daar 'n stompie in die agterkant. In my kar het ons gereeld altyd klipdrifblikkies gekry, tot ek vir Here gesê het, Here, maak skoon, vat die klipdrif en sit dit weg, die drank, laat dit weg, want ek wil voor u vandag staan, en ek wil sê, Here Jesus, hier is ek,
net soos wat ek is. Ek is 'n sondaar, ek is 'n ek is 'n vuil sondaar, maar kom was ook vir my, soos wat ek is. Ek weet, ons is nog nie in die hemel nie, ons is nog nie deurskynend nie, ons is soos ons is, en ons is nog boer daarby ook, ons is nog harde kwas ook, as sal dit môre doen, maar ons kom op 'n punt wat ons sê, Here, hier is ek, kom maak ook my hart en my lewe skoon. Maar as een manier hoe ons vandag kan begin, om te gaan kyk na ons gebedslewe, ons knieë knak voor Jesus Christus. En Jesus het so die begeerte, dat ek en jy voor hom sal staan en sal sê, Here, ek roep u naam aan. Kom, Here, en kom hanteer my sake vir my. Want ek kan dit nie ordentlik doen nie. Ek is soos wat ek is. Here, maar ek wil tog so graag met u praat. Ek wil met u praat soos man teenoor man, Here. U kan onthou daar die boer van Bokke van Rustenburg het sy hoed afgehaal in die droë tyd en hy sê, Here, ek wil met u praat. My lande is droog, my diere vrek, maar Here, u alleen kan vir ons die reën vanuit die hemel gee. En hy draai daai hoed van hom so 3 keer, en hy praat met die Here, hy sê, Here, dit is my probleem, Here, verstaan my mooi. Hy het nie gebid, daai man nie, hy praat met hom, hy sê, Here, dit is my probleem. Waar staan ek en u in die binnekamer van ons huis, in die slaapkamer? Here, ek wil met u praat, ek wil u verduidelik. En Jesus sê vandag vir my en vir jou, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En hy sê nie, Jan, jy en jy kom nie, want jy weet, jy is daar 'n oulike seun nie. Nee, hy sê, kom almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rustigheid gee. Ek sal vir jou die liefde van die Vader gee. My broers en susters, ek wil 'n belangrike saak vandag vir u aanhaal. As ons so 'n klein bietjie die koerante lees, en ons begin rondkap, dan sien ek, dat in Suid-Afrika vandag, is daar manne wat op kansel staan, en sê openlik, dat hierdie woord, is nie meer die woord van God nie. Hierdie, my broers en susters, is nie 'n boek nie. Hierdie is die woord van God. Maar nou staan slim mense met 20 jaar se teologie agter hom, dan sê hy, hierdie is 'n probleem. Daar is dit 'n probleem, en daar is dit 'n probleem. Maar die feit van die saak bly staan. Ek weet, dis nie 'n boek nie, dis God se woord. Want deur die jare deur, het hierdie boek vir oupa en vir ouma, en vir elkeen van ons, deurgedra. Vanoggend se probleem, sê hy, hier, lees net hierin. En dit help nie om vir my te kom sê, ja, maar die boek het oud geword nie. Die ou boek se boodskap is vir vandag. Hier het ek 'n Bybelboek wat in 1933, toe die Hartbeespoortdam een van daai sluise gebreek het al daardie water in daardie rivier afgeloop. En my oupa Grootjie het daaronder het hy geboer, en het alles weggevat, die donkie, die hele lot. En toe hy by die huis kom, toe sê hy, waar moet ons slaap? Maar die eerste ding wat hy gesê het, my probleem is, die woord van God is weg. Hoe dan nou? 4 maande daarna, toe kom 'n man te perd aangery. Hy sê, oom Koos, ek wil vir jou iets sê, ek het jou Bybel gekry, seker 2 myl hier vandaan af, toe duisende liter water, hierdie Bybel, hierdie boek, afgevat en hom weggevat. En hy het hom op 'n seilyn, het hy hom gekry, toe dit begin droog word, toe bevat hierdie boek, hier is die modder van 33, is nog steeds hier op. En as ek Psalm 23 lees, dan lees ek hom maar in Afrikaans, want die Hollands is vir my moeilik. Ons praat mos maar gewoonlik as ons moeilikheid het. Hy sê, die Here is my herder, niks sal jou ontbreek nie. En hierdie ou Bybelboek is 100 jaar oud. Hoe kan jy vanoggend vir my sê, die woord van God word oud, die woord van God is vir vandag, en nie vir gister, of vir ons oupa en ouma van daardie se tyd nie, maar hier is die woord,
en hy praat met my en met jou. Hy's nog so vars. Dit is net nie waar nie. My broers en susters, hoe staan ons sak met hierdie woord? Is ons nog angstig om met die Here te kommunikeer en te sê, Here, ek wil graag iets van u hê. Ek respekteer die Bybel wat op selfone is. Maar my vraag is, hoeveel het u in hierdie week op daardie selfoon gelees? Het jy gesien die voorreg wat ons het om op ons knieë te kan staan en te sê, ag Here, praat net 'n klein bietjie met my oor hierdie boek. Praat met my oor u woord, want hier is die woord en jy hou vas die woord en jy sien vir die Here in hierdie woord. Ek weet daar's vrae. Daar's 'n sekere man in Duitsland, 'n geologie, en allerhande goed het hy gestudeer en hy gaan na Palestina toe en hy wil gaan bewys dat hierdie hele storie is sommer 'n klomp gemors. En hy begin hom op te grawe daarso. En hulle gaan toe in een van hierdie grotte in wat die mense in daardie tyd gaan skuil het. En daar kry hy 'n boekrol in 1946, 7 meter lank. Kry hy hom daar. En hy kom agter dat hierdie boekrol is Jesaja. En hy begin om vir Jesaja te lees. En toe kyk hy na die woord wat alreeds bymekaar gesit is van die oudheid. Hy sê, hier is Jesaja in 'n boekrol in 'n grot opgeteken. En daar is Jesaja. En so het hy punt vir punt het hy gaan bewys. En die einde van die boek, toe sê hy, waarlik, die boek, die Bybel, is die woord van God. Hy pas presies in. My broers, een oggend doen ek die openingsrede by 'n kleerlingskool hier in Reigerpark. En aan die agterkant staan 'n man, die faktotum staan hy so 45 grade vir my en luister. Baie minagtend. En na die tyd toe kom hy na my toe, hy sê vir my, het jy nie vir my 'n nuwe Bybel nie? Hy sê ek het my Bybel opgelees. Ek kyk hom so, ek sê, wat not, jy lieg daarom nou lekker, nee. Hy sê, hier is my Bybel, hy haal sy Bybel uit. Hy sê, hier is my Bybel, al die bladsye is nie meer daar nie. Hy sê, ek het my hart en my lewe het ek aan die Here gegee. 3 jaar terug het jy ook die opening hierso waargeneem en jy het gelees uit Johannes 3 vers 16, want so lief het die God, het die Vader gehad, dat hy ook vir jou as 'n hotnot by die Here sal uitbring. So sê hy vir my, gee my 'n nuwe Bybel. Ek sê vir hom, hier is vir jou 'n nuwe Bybel. Hierdie woord het nog nie 'n dag oud geword nie, my broers en my susters. En ek en u moet gebruik maak van hierdie ding. Ja, met hierdie gebed wat ons het, en met hierdie woord wat ons het, wil ek vir u sê, begin daar iets in ons hart en ons lewe werklik waar na vore te kom. Ons is angstig om die Here te dien soos nog nooit van tevore nie. My broers en susters, ons kry 'n hart wat reg is en in lyn is met Jesus Christus. Mense wat getuig, mense wat 'n afsonderlike lewenswandel het. Nou wil ek vir u sê, u ken ons oom wat nog hier in Boksburg groot voetspore gestap het. Hy was altyd by die stadsaal hier in Boksburg en ek praat nie nou 'n politieke vergadering nie. Na die vergadering het hy altyd gesê, bly blank my broer, bly wit my broer. Het hy altyd gesê, en dat hy almal opgesweep, en almal was gereed gewees, tot die ketties was skoongemaak gewees. Maar so sluit hulle toe vir daardie man op, in Ventersdorp, vir een of ander probleem. En 2 Gideons daardie oggend, besluit hulle gaan 'n draai maak by hom in die gevangenis. En hulle vra toestemming om met daardie man te praat, Eugene. Hulle stap in, hulle gesels met Eugene ter Blanche. En hulle sê vir hom, ons wil met jou praat. Ons wil met jou praat oor die woord van God.
ons wil vir jou kom bid. En hulle gee vir hom 'n klein Bybel en hulle praat met hom. Hulle sê, ook hier waar jy sit, is die Here vir jou lief. En weet jy wat daardie dag gebeur? Eugene Terblans, 4 weke voordat hy dood is, gee hy sy hart en sy lewe vir Jesus Christus. En hulle gee toe vir hom 'n borg, dat hy kan uitgaan volgende week. En al die groot manne in die omgewing met Bruin Hoede en Cortina bakkies daag toe daarop, want hierdie man gaan vir ons 'n boodskap bring, soos nog nooit van tevore nie, want hy wil Suid-Afrika vasvat. En Eugene Terblans gee hulle 'n mikrofoon, en hy begin om te praat, en hy sê, manne, waak en bid, God sal Suid-Afrika lei. Is dit nie die boodskap wat ek en jy ook vandag vir Suid-Afrika moet deurdra? Waak en bid dat ons as mense by die Here sal uitkom. Ons broers wat daar aan die ander kant is, ons broers, die DDD is so dom, dik en difficult, wat nie in lyn wil kom nie, maar die woord kom deur. Waak en bid, sodat Suid-Afrika kan wees, soos Israel by Hizkia se tyd, weer op die regte plek en op die regte tyd vir God in gees en in waarheid sal aanbid. My broers, my susters, baie dankie vir die geleentheid. Kom ons bid saam. Lieflike Here Jesus, baie dankie vir my broers en my susters wat vanoggend hier teenwoordig is. Here, ek het die vertroue in U, dat ek vanoggend die seën van die Here op hulle wil neerbid. En ek bid en ek vra in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees, mag my broers en my susters in hierdie week ook geseënde manne en geseënde vroue sal wees. Dankie vir U liefde en ook vir U genade. Amen. Kom ons bid nou saam die gebed wat ons altyd bid. Ons wend onsself na die noorde, die ooste en die suide en die weste. Ons klaar dat 40 gesinne maandeliks by die Punt gemeente gevoeg sal word. Ons doen dit doelbewus, weet waarom ons dit doen. Want alle mag en gesag is aan U gegee, Jesus naam. Ons spreek teen die owerhede, die magte en die bose geeste in die lug. Laat los die gesinne wat by Brandpunt gemeente bug. En ons dank U nou vir die arbeiders in die naam van Jesus. Amen. Amen.